Ons kyk vandag na die verbond tussen Dawid en Jonathan. 1 Samuel 18 vers 1. En nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonathan verkleef geraak aan die siel van Dawid. En Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. En Saul het hom die dag geneem en hom nie na sy familie laat teruggaan nie. Toe sluit Jonathan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel. Daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad het, en hy gee dit aan Dawid, ook sy klere, ja, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. En Dawid het uitgetrek. Onthou, ons het verlede week daarna gekyk, die sluit van 'n verbond, hoe dit geneem word. Die sluit van 'n verbond word geneem deur die klere te ruil, die baadjie, die mantel te ruil, die gordel, die wapens te ruil. En dit is wat Dawid en Jonathan hier doen. Oral waar Saul hom gestuur het, was hy voorspoedig, sodat Saul hom oor die kruismanne aangestel het, en dit was goed in die oë van die hele volk, en ook in die oë van die dienaars van Saul. En toe hulle tuis kom, en ook Dawid terug was nadat hy die Filistyn verslaan het, het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel met sang en koordanse, met tamboeryne, met vreugde geroep en met triangles koning Saul tegemoet. En die vroue wat vrolik was, het gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë. En hy sê, hulle het Dawid die 10.000 gegee, maar my die 1000 gegee. Hy moet nou nog net die koningskap kry. Kyk nou net hier, die vroue wat vrolik was, met ander woorde, hulle was dronk gewees. Hulle het te veel wyn gedrink. Kyk nou wat so moeilikheid veroorsaak dit. Nou kan ons besef ook in ons lewens vandag, as iemand te veel wyn gedrink het, dan is sy mond te groot en hy praat te veel en hy veroorsaak probleme. Is dit so? En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë, en hy sê, hulle het Dawid die 10.000 gegee, maar my die 1000 gegee. Hy moet nou nog net die koningskap kry. Maar Saul besef nie, dat Dawid was al reeds gesalf om die koning van Israel te wees. Hy het al reeds die koningskap van God ontvang. En van die dag af en verder, het Saul die oog op Dawid gehad. Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne in die huis, terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul 'n spies in sy hand hou. Toe gooi Saul die spies en sê, ek wil Dawid teen die muur vassteek, maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee. En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was en van Saul gewyk het. Daarom het Saul hom uit sy teenwoordigheid verwyder, en hom aangestel as sy owerste oor 1000, sodat hy voor die manskappe uit en in gegaan het. En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Toe Saul sien dat hy baie voorspoedig was, het hy vir hom bang geword, maar die hele Israel en Juda het Dawid lief gehad, want hy het voor hulle uit en ingegaan. Geliefdes, Dawid is 'n man wat reuse doodmaak. Hy was 'n groot vegter wat sy vyande en die vyande van die koning verslaan het. Hy het koning Saul lief gehad en hy het die koning se belange op sy hart gedra. Die Here spreek van Dawid in Handelinge 13 vers 22 en die Here sê van Dawid, ek het Dawid, die seun van Isaai gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen. Saul is presies die teenoorgestelde van Dawid. Hy wil nie God se wil doen nie, maar hy was opstandig, en hy wou altyd sy eie wil
en sy eie eer wou hy bo God stel. Saul was bang vir Dawid, en dit word daaraan by hom 'n obsessie om Dawid dood te maak. En hy beïnvloed ook sy hele huis om vir Dawid bang te wees. Hy sê vir hulle Dawid is sleg en hy wil al Saul se mense doodmaak. En Saul het 'n seun gehad met die naam van Jonatan. Hy was nie soos die res van Saul se familie nie. Hy was meer soos Dawid en hy het Dawid lief gehad soos hy homself lief gehad het. Hy en Dawid het 'n verbond met mekaar aangegaan. Jonatan het alles in sy vermoë gedoen om sy pa so ver te kry om vrede met Dawid te maak, maar verniet. Saul wil niks weet nie. Hy word net al hoe kwaader vir Dawid. So erg dat hy op 'n stadium 'n spies na Jonatan gooi om hom dood te maak. Nou Jonatan het 'n seun gehad met die naam Mephiboset, wat aan albei voete verlam was. Toe sy oppasser verneem dat Saul en Jonatan dood was, het sy die seentjie geneem en sy het met hom weggevlug, want sy het geglo Dawid gaan die seun doodmaak. 2 Samuel 4 vers 4. En Jonatan, die seun van Saul, het 'n seun gehad, lam aan al twee voete. Hy was 5 jaar oud toe die tyding aangaande Saul en Jonatan uit Jesrael gekom het. En sy oppasser het hom opgetel en gevlug. Maar terwyl sy in haar haastigheid vlug, het sy geval en lam geword en sy naam was Mephiboset. Nou moet jy mooi oplet wat nou verder gebeur. Saul het sy familie opgehits teen Dawid, dat hulle gedink het, hy sou al die familie van Saul doodmaak na Saul se dood. Mephiboset, wat in werklikheid 'n prins was, gaan kry weg, omdat hy nie geweet het, dat hy deel gehad het aan die verbond, wat sy pa Jonatan met Dawid gesluit het nie. Hy glo al die jare, Dawid is sy vyand en Dawid gaan hom doodmaak. Geliefdes, hoe lank vlug ons weg van die Here af, terwyl die Here aan ons wil guns bewys? Omdat ons nie besef, dat ons in verbond met God staan nie. Hy is ons verbondsgod. 2 Samuel 9 vers 1. En Dawid het gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys ter wille van Jonatan? En die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba, en hulle het hom na Dawid geroep, en die koning het hom gevra, is jy Siba? Toe antwoord hy, u dienaar. En die koning vra, is daar nie nog iemand van die huis van Saul, dat ek die guns van God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonatan, wat lam is aan al twee voete. En die koning vra hom, waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Mager, die seun van Amiel in Lodebar. Daarop het koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Mager, die seun van Amiel uit Lodebar. Toe Mephiboset, die seun van Jonatan, die seun van Saul, by Dawid inkom, het hy op sy aangesig geval en hom neergebuig. En Dawid het gesê, Mephiboset, en hy het geantwoord, hier is u dienaar. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys ter wille van jou vader Jonatan, en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee, en jy self sal altyd deur aan my tafel brood eet. Toe buig hy en sê, wat is u dienaar, dat u na 'n dooie hond soos ek is omgesien het?
En die koning het Siba, die dienaar van Saul, geroep en vir hom gesê, alles wat Saul in sy huis gehad het, gee ek aan die seun van jou Heer. En jy moet vir hom die grond bewerk, jy en jou seuns en jou slawe, en jy moet voedsel inbring, dat die seun van jou Heer brood het om te eet. Maar Mephiboset, die seun van jou Heer, sal altyd deur aan my tafel brood eet. En Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Toe sê Siba aan die koning, net soos my Heer die koning sy dienaar beveel, so sal u dienaar doen. En Mephiboset het aan die tafel van Dawid geëet, soos een van die koning se seuns. En Mephiboset het 'n jong seun gehad met die naam van Micha. En almal wat in die huis van Siba gewoon het, was Mephiboset se dienaars. En Mephiboset het in Jerusalem gewoon, want hy het altyd deur aan die koning se tafel geëet, en hy was lam aan al twee voete. Geliefdes, wat het hier gebeur? Dawid het volgens die verbond wat hy met Jona gesluit het opgetree. Onthou wat ons verlede 'n week gesê het, wanneer twee persone 'n verbond aangaan. Wanneer die persoon sterf, dan sal ek na sy familie omsien. Wanneer ek sterf, sal hy na my familie omsien. En dit is wat hier gebeur het. Dit is 'n verbond. Dit is hoe 'n verbond werk. Wanneer die een te sterwe kom, sal die ander een na sy familie omsien. En dit is presies wat Dawid hier gedoen het. Hy het gehandel volgens die verbond wat hy met Jonathan, die vader van Mephiboset, aangegaan het. Wanneer Mephiboset voor Dawid verskyn het en natuurlik gevrees vir sy lewe, hy besef die einde het vir hom aangebreek, want hulle het dit in hom ingeprent, hulle het dit vir hom ingedring, dat Dawid gaan die familie van Saul almal doodmaak. En hy het geweet, die einde is vir hom in sig. Maar in teenstelling handel Dawid volgens die verbond wat hy met sy vader Jonathan gesluit het. 2 Samuel 9 vers 7. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys ter wille van jou vader Jonathan en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee. En jy self sal altyd deur aan my tafel brood eet. Mephiboset kon sy ore nie glo nie. Hy buig weer laag voor die koning neer. Dit kan tog nie waar wees nie. Ek weet alles wat my oupa Saul van Dawid gesê het. Stel jy voor, al die jare sedert sy pa Jonathan dood is, voer hy 'n sukkel bestaan. Hy kruip weg. Hy vrees vir sy lewe. Hy leef in armoede. Hy is verlam. Hy kan nie vir homself sorg nie. Hy is van ander mense afhanklik. En dit terwyl hy die koning se kleinseun is. Hy moes in weelde geleef het met dienaars wat hom bedien. Nou staan hy voor 'n keuse. Hy moet kies. Hy kan terugkeer na sy vesting waar hy al die jare weggekruip het, of hy kan die aanbod van sy grootste vyand, Dawid, aanvaar en saam met hom onder een dak kom woon. Dit was beslis nie 'n maklike keuse nie. Sy vriende gaan met hom spot. Hulle sal dink hy is van sy sinne beroof om saam met Dawid in dieselfde huis te gaan bly. Hy dink goed na oor die antwoord en dan uiteindelik aanvaar hy Dawid se aanbod. Dawid voer sy beloftes onmiddellik uit. Mephiboset kry sy grond terug. Hy word soos 'n koning se kind behandel. Hy woon in die koning se paleis, daar waar hy tuis hoor. Hy eet saam met Dawid 'n verbondsete en sy kinders en nageslag word ook deel van die verbond. Nou gaan ons
na die Nuwe Testament kyk, na die Nuwe Verbond. So baie mooi verhaal hierdie van Dawid en Jonatan. Maar wat het dit met ons verhouding met die Here te doen? In hierdie verhaal verteenwoordig Dawid die Here. Hy het sy skepping met sy hele hart lief. Hy wil aan ons net die beste gee. Hy wil omsien na sy skepping. Hy wil goed wees vir sy skepping. Hy wil ons uit die woestyne en die vestings van die wêreld uithaal. En hy wil ons as sy eie aanneem. Ons wil elkeen sy eie wegloop, sy eie hartsbegeertes uitvoer. Ons wil nie voorgeskryf word wat om te doen nie. Ons wil ook nie deur God voorgeskryf word nie. Ons wil ons eie wil doen. Ons besef nie dat die Here ons liefhet, dat hy vir ons omgee en dat hy ons wil beskerm en versorg nie. Ons vlug vir hom ons weg. Ons is bang vir hom, ons kruip weg. Ons luister na stories aangaande hom. Ons spot met hom, ons vertel grappies van hom. Ons kruip weg in die doolhowe en die woestyne van die lewe. Ons sit in die wildernis van Lodebar en ons maak onsself hartseer en ongelukkig. Ons is nie bewus van ons Vader se verbond nie en ons weet nie hoe 'n verbond werk nie. Dit is die groot probleem. Ons weet nie, ons besef nie dat ons in werklikheid prinse en prinsesse is. Ons is koningskinders. Ons hoort in die paleis aan die koning se tafel. Geliefdes, ons is nog in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Omdat God ons uitverkies het, omdat ons verbondskinders is. Johannes 15 vers 19. As julle van die wêreld was, sou die wêreld se eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Dit gaan nie met ons swaar, omdat die Here ons nie lief het nie. Nee, geliefdes, dit gaan met ons swaar, omdat die wêreld ons haat. Ons is koningskinders, en die wêreld haat die koning, en die wêreld haat die koning se kinders. 1 Petrus 1 vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid
aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom val af. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Dit is die woord wat aan julle verkondig is. Jesus Christus, die volmaakte, het aarde toe gekom om vir ons die verbond te kom bekragtig. Vers 23, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike. Ons is gebore uit die verganklike saad van Adam. In Adam het alle mense gesondig, omdat die sonde van Adam na alle mense oorgedra word. 1 Korinte 15 vers 22, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Geliefdes, indien Jesus uit Adam gebore was, sou hy nie vir ons die volmaakte offer kon bring nie, want die saad van Adam is verganklike saad. Daarom het Jesus van God uitgegaan, wat onverganklike saad is, wat absolute heilige saad is. En omdat Jesus van God uitgegaan het, en absoluut rein en sonder sonde was, daarom kon hy vir ons die volmaakte offer bring. Ons is wedergebore uit die onverganklike saad van Jesus, sodat ons vir ewig daardeur sal lewe. Lukas 1 vers 34. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Maria was deur die Heilige Gees bevrug. Jesus word gebore uit die onverganklike saad van die Allerhoogste. En Jesus sluit met ons 'n nuwe verbond van verlossing uit genade. Die ou verbond was verlossing uit verdienste, maar die nuwe verbond is die genadeverbond. As deel van die verbondseremonie kom Jesus en al sy disippels bymekaar om die verbondsmaaltyd te eet. Jesus stel die nagmaal in, waar die maaltyd van brood en wyn 'n tipe is van sy vlees en van sy bloed. Daarna plant Jesus 'n boom, ter herdenking aan die verbond, en hy stort sy bloed daaroor uit. Hierdie was nie 'n gewone boom nie, en dit was ook nie die bloed van 'n gewone offerdier nie. Die kruis van Golgotha word geplant as die verbondsboom, en die kosbare bloed van Jesus Christus word daaroor uitgestort tot redding vir almal wat dit wil aanneem. Die kruis is vandag die simbool van die nuwe verbond wat God met sy volk gesluit het. Die bloed van die nuwe verbond wat hy vir sy volk gestort het. Die reinigende bloed. Die bloed wat ons vrymaak van alle sonde en ongeregtigheid. Die bloed wat ons uit die woestyn van Lodebar uithaal en ons oorbring na sy wonderbare lig.
Die bloed wat ons uit Lodebar, uit die sondehuis uithaal, en ons oorbring om in die koning se paleis te gaan woon. Dit is die bloed van die nuwe verbond, wat van my en van u koningskinders maak. Kom ons neem vandag van hierdie reinigende bloed van die nuwe verbond en ons smeer dit aan die deurpilare van ons harte. Kom ons vra die Here om ons te was in sy kosbare bloed wat vir ons sondes en ons ongeregtighede uitgestort is. Het u al deel geword van die nuwe verbond? Kan u sê amen? Ons staan vandag soos Mephiboset voor die koning en ons moet 'n keuse maak. Wat gaan ons kies? Die koning se paleis of die vesting in die wildernis? Indien ons ja sê vir die koning en sy offer aanneem, dan gee hy ons hemelse erflating en ons gaan woon in ons hemelse wonings. Ons word deel van die verbond wat God met ons vader Abraham gesluit het en ons word deel van die erflating van die nuwe verbond om ons in die nuwe Jerusalem in die hemelse Kanaan te gaan woon. Galasiërs 3 vers 7. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, en jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word, saam met die gelowige Abraham. Omdat ons uit die geloof is. Met ander woorde, omdat ons Jesus aangeneem het. Omdat ons glo dat Jesus die Christus, die gesalfde een is. Omdat ons glo dat Jesus ons verlosser is, wat in die wêreld gekom het om ons van die sonde te verlos. Daarom is ons nou kinders van Abraham en volgens die belofte erfgename. En omdat die Here die verbond met ons vader Abraham aangegaan het, daarom kan ons nou soos Mephiboset deel hê om in die koning se paleis te gaan woon. Ons het deel aan die verbond wat God met Abraham aangegaan het. Maar op die oomblik, solank as wat ons nog hier op die aarde is, kruip ons nog weg in Lodebar. Ons is verlam aan albei voete. Ons kan nie veel vermag nie. Ons is hulpeloos, ons is magteloos. Maar in werklikheid is ons koningskinders. En ons het nie nodig om weg te kruip nie. Ons kan opstaan. Ons is prinse en prinsesse. Klim uit jou wegkruipplek uit en word koningskind. Word 'n koningskind wat in die koning se paleis woon. Ons hoef nie soos bedelaars te lewe terwyl dit ons Vader die koning is nie. Ek het nog nooit 'n koning se kind gesien wat staan en betel nie. Of wat kla nie. Of wat sukkel nie. Ons is koningskinders. Ons moet besef wie ons werklik is. Jesus Christus, die Seun van God, het met ons 'n nuwe verbond gesluit. En almal wat sy kinders en sy nageslag is, sal aan die koning se tafel sit. En sal in sy ewige paleis, die nuwe Jerusalem, gaan woon. Wie wil vandag die Here se aanbod aanvaar om sy kind te word? Wie wil deel in die nuwe verbond? Kom ons sluit die oë. Vader, U ken ons harte. U het die hande gesien. Here, ons wil vandag ja sê. Soos Mephiboset ja gesê het vir koning Dawid, wil ons môre ja sê vir koning Jesus.
Ja, Here, ons aanvaar die aanbod, Here, ons aanvaar die verlossing, Here, ons aanvaar dat U kosbare bloed vir ons gestort het aan die kruishout van Golgotha, Here, ons besef vanmôre, ons is koningskinders, Here, ons is prinse en prinsesse vanmôre, Here, ons is nie bedelaars nie, Here, maar ons behoort aan die koning, Here, en ons sit aan die koning se tafel, halleluja. Here, verlos ons met die kosbare bloed, Here, ruk ons uit die vuur uit, Here, is soos 'n stuk hout wat uitgeruk word uit die vuur uit, Here, 'n brandhout wat U uithaal, Here, en reinig ons en was ons in die kosbare bloed, Here. Dankie, Here, vir die nuwe verbond wat U met ons gesluit het, Here, dat ons nie meer onder die ou verbond staan om deur ons werke gereinig en geheilig te word nie, Here, maar ons dankie dat ons onder die nuwe verbond staan, die genade verbond, Here, want ons self kan niks verwag nie, Here. Ons is van U afhanklik in alles, Here. Ons dankie in Jesus se naam. Amen. Halleluja, prys die Here.